daar is ietsie wat die Here vir iemand spesifiek wil sê. So, vanoggend 'n baie spesiale persoon verjaar vandag en ek wil graag vir haar iets spesiaals gegee het uit die winkel wat ek het, Little Piece of Heaven. En ek het die Here gevra watse produkte wil hy vir haar kies, wat hy aan mekaar wil sit, wat ek in 'n gift hamper vir haar wil opmaak. En saam met dit, sy love baie. Soos dit is vir haar soos boodskappe van Jesus af. En die significance wat die Here met my en haar deur gewerk het en die revelation wat die Here vir haar gebring het in verband met baie, is toe revelation uit die woord van 'n vrou in die Bybel. En die significance wat 'n by wat soos heuning is in daai vrou in die Bybel gehad het, so soet soos heuning, het toe presies dieselfde significance op haar. So dit is 'n super special ding, né? En terwyl ek hierdie gifts maak, ek soek 'n gift bag en ek kyk deur die gifts en ek soos Jesus, maar ek wil nou baie graag vir haar 'n by gift bag gee. Want die significance daaraan wat ek in sy laas jaar deur gewerk het, gejourney het, saam met haar, is so significant vir 'n by, die betekenis vir haar. So, dit sal nou mos nou super special wees, want dan is hierdie gift bag nou seriously van u af. En wragtig, net toe ek aan die gift bag vat, ek sien so geel een, toe ek aan hom vat, toe is dit presies dieselfde by op die gift bag wat ek gekies het, want saam met gift bags of gift boxes wat ek maak vir mense, bid ek oor die gift en dan bid ek ook oor die persoon en vra vir die Here vir prophetic word. So, ek het vir 'n prophetic word design met prentjies en goed, alles wat die Here vir my gewys het, geprint en gemaak, en die spesifieke by wat die Here vir my gewys het, is toe op hierdie gift bag. En die rede hoekom ek hierdie deel is, soos ek nou gery het, en ek dink net weer dat, die Here is regtig so perfek en hy gaan in elke detail in. Toe kom die woorde na my toe en ek voel hierdie is vir iemand spesifiek is, God is in the detail. Hy wil hê jy moet hom ken in die klein dingetjies, as ook in die groot dingetjies, want geloof oefen ons in klein goedjies. Maar hy wil nie net hê, jy moet vir hom vra, Here, as dit die wil is, gee maar vir my 'n werk. That's not what he wants. Dit is nie hoe Papa God werk nie. Net soos wat jou aardse ma en pa graag vir jou as kind vra, hoorie so, wat is dit presies wat jy wil hê? Wil jy 'n chocolate milkshake of 'n pink milkshake, wat wil jy hê? Of wil jy Smarties hê, of wil jy 'n lunchbar hê, wat se chocolate wil jy hê? So wil die Here hê, jy moet hom ken in die detail. Hy wil hê, hy weet wat jy wil hê, maar hy wil hê, jy moet weet wat jy wil hê. En daarom is dit belangrik om vir die Here te vra, Here, ek wil asseblief 'n werk hê, en die werk moet soveel kilos van my huis af wees, want dit is net makliker vir my, of ek het nie 'n kar nie, of wat ook al die geval is. Ek wil die salaris moet asseblief vir hierdie bedrag wees. Hierdie is die tipe werk wat ek wil hierdie tipe werk kan doen. Hierdie kan die titel wees. Dit moet in 'n retail industrie wees, of wat ook al dit is. En dit is nie net met werk nie, dit gaan oor enigiets. As jy die Here vertrou vir 'n kar, vertel vir hom die detail, alles, die kleur, die maak, wat jy in die kar wil hê, 'n kapholders, wat ook al. Met 'n liefdesmaat, 'n sielsmaat, as jy nog single is, vertrou die Here ken die Here in die karaktereienskappe wat jy graag in jou sielsmaat wil hê. Asseblief nie materialistiese goed nie. So ken hom, dit is wat die Here van jou vra. Hy wil jou hartsbegeertes hoor, en hy wil jou hartsbegeertes nakom, maar hy wil jou hart hoor. Hy ken jou hart, maar hy wil hê jy moet vir hom sê wat jy wil hê. So ek los jou met dit. Ek hoop dit bemoedig jou, en ek wil wel net sê dat
prophetic word is nie vir almal op dieselfde tyd nie. So, gaan toets die woord wat jy by iemand kry. Nou, dit is baie belangrik om die woord te toets, want prophetic word is net 'n confirmation van wat die Here al klaar op jou hart gelê het of met jou gedeel het. So is belangrik dat jy die woord toets. So gaan journey met die Here en hoor of hierdie woord vir jou is. En as dit is, mag Jesus jou seën en mag jy jou hartsbegeertes met Jesus deel. In die klein en die groot dingetjies, because God is in the detail. En die skrif wat na my toe kom is daai skrif wat sê, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ons gaan in 'n plek in 'n seisoen in waar ons regtig op die Here moet vertrou. En as jy net, jy weet die skrif wat sê, you must have faith as small as a mustard seed. As jou geloof net so klein is, ek het 'n video gemaak as jy op my TikTok gaan kyk oor 'n mustard seed. As jou geloof so klein is, ek het ewen gewys hoe klein is daai mustard seed. Net so klein is. Dis al wat die Here van jou vra. So, hê geloof so klein soos 'n mosterdsaad. En vertrou die Here, moet dit nie weer terug probeer vat nie. Vertrou die Here vir iets groots, vir deurbraak, vir jou liefdesmaat. This is the year of grace, this is the year of favor. En dinge gaan swaai vir die kinders van die Here, but you have to abide in him. Jy moet gehoorsaam bly aan hom, jy moet 'n verhouding hê met hom. Dit is baie belangrik. Jy gaan nie net alles kry wat jy wil hê, omdat jy dit vra nie. Die voorwaarde is, jy moet 'n verhouding met die Here hê. So vertrou die Here vir iets groots hierdie jaar, because he will come through for you.